Dis partykeer moeilik as jy 'n onderwyser is om jouself af te sny en 'n ma te wees net en dan net weer die volgende dag net weer 'n juffrou te wees. Maar ek dink ek gaan net al twee, want ek dink tog in die onderwys is jy baie keer in die klas, is jy eintlik maar half 'n moederfiguur ook vir kinders en baie keer kan 'n mens hulle lewenslesse en goeters leer in die klas ook, soos wat 'n mens vir jou eie kinders ook graag wil doen. So ek dink dit is maar, al twee is vir my ewe lekker. Wat is vir jou die lekkerste om twee dogters te hê? Ek dink die feit dat ek sien my dogters as my vriendinne ook. Hulle is maar altyd daar vir 'n mens, al is jy kwaai, al voel jy nie altyd so lekker nie, jy weet ten minste hulle sal daar wees, want hulle moet al vir jou lief wees ook. As jy vir ander mammas met tieners raad kan gee, wat sal jy vir hulle sê? Ek sal nogal sê dat tieners dit is definitief 'n moeilike stadium, waardeur 'n mens gaan met jou kinders, maar ek dink 'n mens moet baie mooi die fyn lyn en die balans kan hou van wanneer is dit my vriendin en wanneer is dit my kind. So wanneer moet ek dissiplineer, maar wanneer moet ek ook daar wees vir hulle, net om 'n oor te wees, sodat hulle ook net kan ontlaai. Ek dink dit kan nogal baie uitdagend wees. Jou eie ma, wat beteken jou eie ma vir jou? My ma was nog altyd daar vir my gewees, maak nie saak wat nie. Ek dink die feit dat sy nooit druk op ons geplaas het om sekere prestasies te bereik nie, die feit dat sy net altyd daar was, maak nie saak wat nie, en ook die groot ding wat ek by haar geleer het, dink ek is dat wanneer dinge moeilik geraak het, sou sy nie net inspring en dinge vir ons probeer doen, of ons fights vir ons probeer fight dit nie. Sy het ons geleer dat dit is belangrik, jy moet kan op jou eie twee voete staan, en partykeer moet 'n mens deur moeilike goeters gaan, sodat jy op die einde van die dag kan vorm aan jou karakter as mens, en 'n beter mens kan wees. En vir jou die lekkerste van ma wees, wat is vir jou die lekkerste? Ek dink net daai van, as hulle na jou toe kom, en partykeer net 'n simpel dingetjie vir jou sê, soos, dankie vir wat mamma vandag gedoen het, of dankie vir die geskenkie wat jy gekoop het, of ek sien dinge gaan partykeer moeilik, maar ek wil net vir mamma sê dankie. Ek dink daai klein dankies beteken op die einde van die dag vir 'n mens baie, want jy jouself dink dat baie keer dit wat jy doen, word nie raak gesien nie, maar as hulle net partykeer net hulle arms om jou gooi en net vir jou druk, al is hulle tieners, en net vir jou 'n drukkie gee, dan sê dit nog steeds vir 'n mens. Of selfs as hulle net vir jou sê, kom sit net bietjie by my. Net daai saam wees, en jy hoef nie eers eintlik te praat nie. Dit is vir my lekker. My ma beteken die wêreld vir my. Sy is my anker en my beste vriendin. Sy is 'n baie sterk vrou en beslis my rolmodel. Ek is vreeslik lief vir haar. Lief vir mamma, Mignon. Mooi boodskap is dit van Mignon. Baie mooi. En dan Shelty, wat ver is, hier staan 'n bosser. My ma beteken vir my meer as wat sy dink. Sy is 'n eystervrou met die mooiste hart van goud, 'n absolute voorbeeld vir my en my sussie oor wat 'n vrou moet wees. Mamma is werklik 'n rolmodel vir ons. Dankie vir mamma se liefde en omgee hart. Ek mis mamma, lief mamma baie. Liefde Shelty. Ooh, nee, Nadia. So, gelukkige Moedersdag, Nadia. Jy sien, dit is nie erg nie. Sjoe, dit is baie erg. Dit is erg, so. Dis dit, nee, ons kan nie verder nie.